Goeiemôre. Dit voel of ek julle net minder as 12 ure terug ook gesien het. As dit so moeilik was om my eie 2 uit die bed uit te kry, weet ek nie hoe dit was om julle almal uit die bed uit te kry nie. Is Baba hier? Kyk net, ons jongste lidmaat is ook vanoggend in die kerk. Baie welkom en welkom terug by die kerk. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Vanoggend is 'n feessondag, waar ons verjaarsdagpartytjie hou oor die genadegawes wat ons die laaste 50 jaar beleef het. Waar ons uit die hand van die Here uit geleef het. So dankie dat jy tyd gemaak het om saam met ons hierdie fees te kom vier. Maar voordat ons begin, wil ek vra, ons het baie geëerde gaste vandag hier tussen ons midde. En hulle gaan nie nou met my baie vriendelik wees nie, maar ons stigterslede, waar is ons stigterslede? Kan julle gou vir 'n oomblik vir ons opstaan asseblief? Kom ons gee vir hulle 'n harde. Ons wil vir julle dankie sê dat julle 50 jaar gelede gehoorsaam was aan die roepstem van die Here en braaf genoeg was om eintlik uit die skip uit te klim en op water te loop en 'n gemeente te bou wat julle nie geweet het hoe dit oor 50 jaar sou lyk nie. Baie, baie dankie vir julle. En dan, nou gaan die ander persoon ook vir my kwaad wees, het ons verjaarsdagmaatjies vanoggend in die kerk. Is daar iemand anders asof dit net Alida? Alida, dankie dat jy op jou verjaarsdag by ons kom kuier. Ons het nou gisterand vir jou ete gehou en spesiaal vandag 'n verjaarsdagviering. En julle gaan nou nie vir Barry na die erediens in die hande kry nie, want hy gaan nou vir Alida vir die res van die dag uitvat en bederf en sit reg, Barry. Oor dit al Vrydag begin. Goed gemeente, kom ons staan en dan sing ons saam, hoër as die hemel, dieper as die see. Thank you.
fees, maar ons is steeds deel van lydenstyd. En vandag is Palmsondag, 'n dag waar Jesus as koning verheerlik is, toe hy Jerusalem ingestap het. So ons het dit vanoggend uitgebeeld in die blomme en die palms wat ons hier het in die kerk, want ons gaan nie net stil staan by Palmsondag nie. Maar ek wil graag hê vanoggend as Fotum en seëngroet, moet ons net onthou, dat ons nog steeds deel is van hierdie lydingstyd, en dat ons vanoggend Jesus as koning in Jerusalem ook kan. So daarom gaan ons dit responsories doen, soos ek daarvan hou om te doen. Die woorde gaan op die skerm wees, en dan gaan ons net die gedeelte lees, waar Jesus op die donkie in Jerusalem inry. Kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en ry op 'n donkie, op die vel van 'n pakdier. Terwyl hy aanry, het hulle boklere op die pad voor hom oopgesprei. Toe hulle naby die afgronde in die Olyfberg kom, het die hele skare disippels God vol vreugde hardop begin prys oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. Hulle het uitgeroep: Maar sommige van die fariseërs in die skare het egter vir Jesus gesê: Meester, berus by jou disippels. Maar Jesus het hulle geantwoord: Ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe dit uitroep. Vanoggend kom groet God ons in die naam van God die Vader, die Seun Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, dan sing ons saam, O Heer my God.
Jesus op daardie donkie in Jerusalem ingery het, toe die hele klomp mense wat daar kom staan het, selfs net die nuuskierige agies, wat wonder wat aan die gang is, wat in FOMO gelei het hulle gesing, Hosanna, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Maar minder as 7 dae later het daar dieselfde skare geskree, kruisig hom. En ek en jy leef soms op daardie selfde 2 uiterstes, waar ons die een dag, die een oomblik skree, Hosanna in die hoogste, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. En dan binne 'n oogwink, dan draai ons woorde om en ons verloon ons verlosser. Daarom vanoggend as die wet, wil ek vir ons 'n gedeelte lees wat Jesus vir ons gesê het, toe die Fariseërs en die Sadduseërs hom probeer vasvra het oor wat is die belangrikste. Wat moet ons doen? Wat is die grootste gebod in die wet? En dan lees Matteus 22 soos dit. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie 2 gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ek wil vir jou 'n oomblik gee om stil te word, waar jy skuldbelydenis voor die Here doen. Eintlik jouself, jou hart, jou verstand en jou siel net in te check. Waar is jy vandag? En het jy regtig die Here lief met jou hele wese? Kan jy vanoggend ook saam met daardie skare skree, Hosanna in die hoogste? Die Heilige Gees kom oortuig ons dat ons nie uit onsself uit kan werk nie, maar dat deur die genade van die Here en die krag deur die Heilige Gees is. So daarom kom ons staan en as skuldbelydenis vanoggend sing ons saam, God is liefde. Vra om net so te staan. Ekskuus, ek moes julle voor die tyd gesê het. Wanneer ons met opregte harte voor die Here kom sê, Here, ons het U lief, dan antwoord die Here, ek het jou lief, my kind. En dit sien ons aan die kruis. En daarom gaan ons saam as 'n gemeente vanoggend ons geloof bely. Geloof in God die Vader wat vir 50 jaar sy liefde reeds aan die gemeente bewys het. En vir die volgende 50 jaar steeds sal. So as jy van God se liefde oortuig is, kom ons doen saam hardop die geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is,
en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Dankie, julle kan maar sit. Kom ons bid net saam. Ons almagtige God en Hemelse Vader, Here, vir 50 jaar ervaar ons as gemeente U liefde, U genade, U vrede en vreugde in ons harte. Here, en dit wat ons vanmôre hier beleef, of dit nou goed of sleg was, of maklik of moeilik was, weet ons het maar net uit U Vaderhand gekom. Here, en U openbaar U elke dag self deur die woord aan ons. U gee vir ons die sakramente, Here, waaraan ons ook vanoggend deel gaan hê, om ook so andermaal ons geloof in U te kan versterk. Here, en kan ons maar net uit dankbaarheid voor U kom leef en weet dat U ons deur al hierdie jare gedra het, Here. U omvou ons, U hou ons in die holte van U hand, en Here, kan ons by U maar net al die lof, die dank en die aanbidding toebring, vir soveel seëninge wat ons in hierdie afgelope tyd uit U Vaderhand ontvang het. Here, en is my gebed dat ons ook in die toekoms, waar ons hier in Westville 'n verskil moet maak, maar net ons lig vir U sal laat skyn, Here, en dat ons ook as gemeente ons visie en ons missie sal uitleef as 'n omgee gemeente, Here, en dat ons, waar ons ook al gaan, ons lig altyd vir U sal skyn, Here, en kan ons maar net dankbaar wees. Dankbaar, Here, vir die leiers in ons gemeente, maar ook dankbaar vir elke lidmaat in hierdie gemeente wat ook oor hierdie jare heen 'n verskil in ons gemeente gemaak het. Maar ook dankbaar, Here, vir daardie wonderlike belofte dat U kerk altyd hier op aarde gestand doen en nooit laat vaar die werke van U hande nie. Ek bid dit om Jesus wil alleen. Amen. Ons skriflesing kom vanoggend uit Josua 4 vers 1 tot 14. Nadat die hele nasie deur die Jordaan is, het die Here vir Josua gesê: Neem nou die 12 man uit die volk, een uit elke stam, en sê vir hulle: Vat hier uit die Jordaan, op die plek waar die priesters gestaan het, 12 klippe en neem hulle saam met julle deur en sit hulle neer op die plek waar julle vannag oorbly. Josua roep toe die 12 man wat hy uit die Israeliete aangewys het, een uit elke stam, en hy sê vir hulle: Gaan by die ark van die Here julle God verby, tot in die middel van die Jordaan, en tel elkeen 'n klip op die skouer, in ooreenstemming met die getal stamme van die Israeliete. Dit moet onder julle as 'n teken dien. Wanneer julle kinders julle eendag vra, wat beteken hierdie klippe vir u, moet julle vir hulle sê, die Jordaanse water is voor die verbondsark van die Here afgesny. Toe die ark deur die Jordaan moes gaan, is die rivier se water afgesny. Daarom is hierdie klippe vir die Israeliete 'n blywende herinnering daaraan. Die Israeliete het gemaak soos Josua gesê het. Hulle het 12 klippe in ooreenstemming met die getal stamme van die Israel gevat, soos die Here vir Josua gesê het. Dit met hulle saam deurgeneem na die plek toe waar hulle sou oornag en daar neergesit. Josua het ook 12 klippe binne in die Jordaan opgerig, op die plek waar die priesters gestaan het, waar die verbondsark gedra het. Die klippe is vandag nog daar. Die priesters wat die verbondsark gedra het, het in die Jordaan bly staan, tot alles afgehandel was. Was die Here vir Josua, was wat die Here vir Josua opgedra het,
en vir die volk te sê, in ooreenstemming met alles wat Moses vir Josua beveel het. Die volk was haastig om deur te gaan. Toe die volk daardeur is, het die ark van die Here deurgegaan. Die priesters was voor die volk, die stamme Reuben en Gad en die halwe Manasse stam, het soos Moses hulle beveel het, informasie voor die Israeliete getrek. Omtrent 40.000 gewapende manne het vir die oorlog in die rivier deurgegaan, voor die ark van die Here uit, na die Jerigo vlakte. Die Here het daardie dag aan Josua hoë aansien gegee in die oë van die hele Israel. Hulle het sy lewe lank aan hom eerbied betoon, soos aan Moses. Baie dankie, Niels. Goeiemôre, lekker om elkeen van julle hier te sien. En dis 'n feesgeleentheid en as 'n mens fees vier, is jy bly, jy is opgewonde, jy is dankbaar en almal wat so keurig alles hier vir ons voorberei het, ook vanoggend se nagmaal, gisteraand, die lekker ete. Dis deel van 'n fees. Dit laat dink my sommer vanoggend aan oorgange. Oorgange in jou eie lewe, oorgange in my lewe, oorgange in die gemeente se lewe. 50 jaar van onbeskryflike genade. 50 jaar van so saam wees as gelowiges, van geloof, van verdieping van geloof, van disippelskap en van groei. Geestelike groei, aanpasbare verandering in 'n wêreld wat regtig onder die stormbinde van die tyd getuister word. En ek dink ons sou eintlik oor 100 jaar sal mense terugkyk en sê, hier van 94 in Suid-Afrika tot waar ons nou is en die volgende 10, 20 jaar, hierdie 50 jaar in die geskiedenis van Suid-Afrika was radikaal. Dit wat ons aan gewoond was, het verander. En ons sien nog elke dag hoe die samelewing verander. En mense kan ons ware met sosiale media en so aan nie byhou met al hierdie verandering nie. En dit laat dink my eintlik aan die Israeliete. Die Israeliete wat as volk van God slawe was in Egipte. En toe kom daar een dag iemand aan, 'n ou wat eintlik 'n moordenaar was, wat vir 40 jaar verdwyn het, en hy het met die farao gaan onderhandel, en hy sê, nou gaan ons trek. So, kan julle dink, vir mense wat nie van verandering hou nie, hoe erg dit was, om al hulle goedjies by mekaar te maak, en te moet trek. Die vrees wat hulle gehad het vir die groote Egipte, vir die weermag, vir die farao, en dit hier in die nag. Maar hulle moes in geloof dit gedoen het. Net soos hierdie gemeente, groot tree 50 jaar gelede in geloof gedoen het, om die eerste tree te gee en Westville gemeente met opwinding te plant. En dan sal hulle in die woestyn, en hulle begin te kla. Hulle sê, het julle ons, Moses, het jy ons uitgelei, dat ons nou moet doodgaan hier is nie water nie, 'n paar keer wat hulle regtig dors gehad het, hier is nie kos nie, en elke keer is dit die Here wat vorentoe tree, en as ons sê dat dit genade van die Here is, dan moet ons ook in ons gemeente en in ons lewe die genade van die Here raak sien, maar elke keer tree die Here vorentoe met die oplossing. En ek wil net hê dat jy moet besef, ook vanoggend hier by die wonderlike nagmaaltafel, dat vrees van die donker kant afkom. Ek sê dit weer, vrees, die goed wat jy vrees, ook verandering wat jy vrees, kom van die donker kant af, van die bose af. En die Bybel is vol daarvoor, en ons kan 'n hele reeks daaroor hou. En daarteenoor
staan die goeie God, die God van genade, die een wat vir ons elke keer geskenke gee, wat vir ons oplossings gee, wat uitkoms gee, nie op ons voorskriftelike maniere nie, op die goddelike manier wat die beste is. So hier is die ouens vir 40 jaar in die woestyn, Moses raak kwaad vir hulle, uiteindelik so kwaad, dat hy 'n swak leier raak, dat hy gestraf word, dat hy nie in die beloofde land ingaan nie. En 'n hele geslag met slawe mentaliteit, met vrees, met kla, met negativiteit, kom om in die woestyn. Wat die Here in ons vanoggend wil kom plant, op hierdie Palmsondag, is om in die een staat van Hosanna, hy is die koning, te lewe. En nie soos Hulke so mooi gesê het, 'n week later skree kruisig hom nie. 50 jaar in 'n gemeente bring vir ons uit by geweldige dankbaarheid. Maar daarom, om dit konkreet te maak, was dit baie belangrik dat Josua, wat nog nie die gevestigde leier was nie, deur God eenkant geneem word en sê, Josua, en jy kan gaan lees daar in Josua 1, wees sterk, wees vasberade. En hy koppel hom aan die wet van die Here, aan die tradisies. Die tradisies wat in hierdie gemeente, en soos ek julle leer ken, het baie diep geanker is. Deur predikante wat hier bedien is, deur 'n kerkraad wat goeie leiding gee, wat goeie vrae vra, wat teruggaan na die woord toe. Dis wat ons as gereformeerdes doen. En dan kry hy hierdie vreemde opdrag om 12 klippe te vat. 12 klippe as ware eers in te dra in die middel en dit daar te los, en dan 12 groot klippe uit die Jordaanrivier op te tel en uit te dra. En dis nogal belangrik om te sê dat dit gekoppel word aan die kinders. Hulle wat nie weet nie. Vir julle wat ouer word, wil ek voorstel dat julle met julle kinders en wat so besig is en julle kleinkinders praat oor julle familie, oor hoe goed werk. Want in 'n wêreld vol vrees soek mense identiteit. En identiteit se kernvraag is, wie is ek? Ons sien hoe ons kinders en jong mense deur die bose ook verwar word oor identiteit. Daarom, hoeveel klein kindertjies is oor 50 jaar hier in Westville gemeente gedoop? Hoeveel wonderlike Pinksterdienste is hier gehou? Hoeveel wonderlike byeenkomste van saam wees, spesiale feeste, maar dan ook die nagmaal. Die nagmaal wat vir ons in die hart van die evangelie terugvat. En eintlik het ons al gisteraand, ons het dit net nie formeel gedoen nie, nagmaal gevier. Ja, en die rooi wyn wat gespat het op mense se rokke en oral tafeldoeke, is 'n teken van die bloed wat gespat het in ons plek, daar aan die kruis. Jesus Christus, wat in daai diepste oomblikke gesê het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons gisteraand kon feesvier, sodat ons vandag na 50 jaar kan kyk en kan dankbaar wees. En as ons dan baie versigtig die stukkie brood of gisteraand se heerlike kos kan neem, en elke keer wat ons ook vanmiddag en in die volgende week sal eet, dan herdenk ons die gebroke liggaam van Jesus Christus. In 'n wêreld vol vrees,
In 'n wêreld waar mense identiteit soek, tree God self elke keer wat jy eet vorentoe en sê, dis net die dier wat miskien geoffer is, sodat ek kan vleis hê, of groente, vrugte wat gepluk is, sodat ek nou kan eet nie. Dis vir ons om te geniet, om deel van die fees te hê, om die energie te kry om die volgende 50 jaar in te gaan. Ons is nie toevallig hier in Westville geplant, reg oor die paviljoen nie, en ons gisteraand is daar na verwys. Ons is 'n bakermat van lig. Ek het net besef in my voorbereiding hierdie week hoe belangrik dit is dat ons die lig van die kruis, maak nie saak hoeveel geld dit kos nie, moet aanskakel, dat mense die kruis sien, want die kruis is die simbool van die oorwinnende krag van Jesus Christus, van 'n God wat 'n gemeente hier geplant het, 'n gemeente wat omgee vir 'n wêreld in nood. En ek het gisteraand verwys na professor Johan Heinz, waarvoor ek soveel respek het. En ek gaan net weer daardie aanhaling lees, want dit het my net weer aangegryp. Die kerk, en kom ons lees dit nou maar in die konteks van Westville gemeente, is nie maar net 'n eiland van gelowiges, te midde van 'n oseaan van ongeloof nie. Ons lewe in 'n stad vol ongeloof, gebrokenheid. Baie van julle kry swaar by die werk, kry swaar om julle finansiële verpligtinge na te kom. Baie van ons kyk vas teen gebrokenheid, 'n gebroke samelewing. So ons kom nie Sondag as vlugtelinge hier aan, om 'n oomblik hier net bietjie rus te vind nie. Nee, die kerk is nie maar net 'n eiland van gelowiges, te midde van 'n oseaan van ongeloof nie. Maar sê professor Heinz, maar 'n brug tussen God en die wêreld. 'n Brug vat my na ander plekke toe. Ek is hier geplaas in Westville, in Durban, met 'n doel. Die gemeente moenie net 'n toevlugsoord wees, waarheen gelowiges kan vlug om van die wêreld te ontsnap nie. Nee, dit is 'n oefenterrein, waar hulle toegerus word, waar ons toegerus word, om terug te keer na die wêreld, as sout en lig, en dan so op te tree. Sien julle, ons kan baie maklik na binne toe leef, 'n lekker Afrikaanse gemeenskap, wat op 'n bepaalde manier kerk hou. En partykeer is dit goed, om so 'n bietjie laer te trek, om 'n klein wit eilandjie te word, waar ons bepaalde dinge doen. Maar Afrikaans, of wat ook al, kan nooit die identiteit van 'n gemeente wees nie. As dit 'n oefenskool is, amper soos 'n gimnasium, dan is dit waar ons fiks word, waar ons versterk word, waar ons mekaar bemoedig om uit te gaan, geanker in ons identiteit, en dan die 12 klippe te vat, as die verbondsark dan opgetel word, en jy kan net kyk daar na daardie prentjie, dat die priesters voorloop as geestelike leiers, die verbondsark optel, en dan, as hulle daar kom, verteenwoordigers van elke stam, hierdie klip optel, uitdra, en by Golgotha gaan neersit. Vers 6 en 7, en ek begin af te sluit, sê, dit moet 'n teken onder julle wees. Wanneer julle kinders later vra, wat beteken hierdie klippe? Moet julle vir hulle sê, die water van die Jordaan is afgesny voor die verbondsark van die Here. Toe die ark deur die Jordaan gegaan het, is die water van die Jordaan afgesny. Hierdie klippe moet vir Israel 'n
'n gedenkteken wees vir altyd. Wat vir my die hartseerste is, as kerkgeboue, en ek het dit in Engeland gesien, baie keurige printing shops word. Geboue wat vir ander doelwitte aangewend word. Mag ons seker maak in ons kinders en ons nageslag in die volgende 50 jaar as ekonomiese toestande verander, dat hierdie nie 'n moslim moskee sal word nie. Dat hierdie nie 'n besigheid sal word nie. Dat hierdie kerkgebou wat moeisaam en keurig in stand gehou is nadat dit baie fyn gebou is met goeie argitektuur, regtig 'n bakermat sal wees van die Christelike geloof, waar mense die geleentheid kan kry om geestelik hulle identiteit te ontdek en vanuit daardie geestelike identiteit seker te wees in 'n baie de mekaar wêreld wie hulle is. En dan die volgende vraag is, maar wat maak ons dan hier? Ons is in oorgangsfases en ons hoef dit nie te vrees nie. Ek het gesê, vrees kom van die donker kant af. Maar God se geskenke is altyd meer. God se oplossings is meer. Ja, getalle neem af, finansies, begrotings is moeiliker, maar God het 'n plan vir ons. Daar's altyd bonatuurlike ingrype op spesifieke tye. Die belangrikheid van die gemeenskap, van hoe ons hier by mekaar is vir ons baie belangrik. En daarom kan generasies ook vorentoe gaan. Kan ons in die woorde van professor Heinz echo, dat ons die sout en die lig ook hier in Durban is. Ek sluit af met die visie vir 'n toekoms. Dit is baie belangrik dat hierdie oorgangsfase die begin was van 'n nuwe lewe in 'n nuwe land, die beloofde land, die land wat oorgeloop het van melk en honing. En onthou, hulle kon baie vroeër in die beloofde land gewees het. Die 10 verspieders van 10 stamme het klein koppie getrek en gesê, nee, hulle is groot, die vrugte is groot, maar die manne is reuse, ons sien nie kans nie. Deel van hoekom hulle 40 jaar hulle self geparkeer het, uit vrees uit in 'n woestyn. Westville gemeente in 2025 staan voor uitdagings. Ons kan kyk en sê, hoe gaan ons die kerk in stand hou in die volgende 50 jaar? Gelukkig is ek dan nie meer daar nie, dan is ek in die beloofde land, daar in die teenwoordigheid van Jesus Christus. Maar met hierdie ankers wat ons het, gevestig in die bloed van Jesus Christus en die brood wat ons eet, kan ons jubel op Palmsondag, kan ons met die krag wat ons kry, onder leiding van die Heilige Gees, die volgende 50 jaar ingaan, sal God ons verras met oplossings, geleenthede, en kan daar 'n 100-jarige fees in 2075 in Westville gemeente gevier word. Min van ons sal daar wees, miskien julle wat jonger is, maar die Here hou self sy gemeente, sy kerk in stand. Dankie dat julle deel is van hierdie gemeente. Ek eer net weer predikante, kerkraadslede, wat nou, maar ook in die verlede, Tommy Gerard, Tommy Desmond, ander wat ons gisteraand genoem het, moeisaam, in 'n sekere sin hulle hele lewe opgeoffer het, om hier vir julle te bedien, om 'n groot verskil te gemaak het in Durban. Dankie vir die voorreg om die woord vanoggend hier te kon verkondig. Dit is vir my 'n voorreg om deel van Westville gemeente te wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, as ons so die geleentheid het om in u teenwoordigheid te wees, onder die geklank van die woord net weer eintlik die verrassing en die verband te sien tussen Josua, wat as jong man voorberei is om die volk in die beloofde land in te lei, het hy dit met u teenwoordigheid gedoen. Ek kan sommer dink hoe daar die water opgedam het, water wat wyd geloop het, en kort daarna weer wyd geloop het, en hoe
senuagtig en die teks sê dit ook. Die volk vinnig wou deurgaan. Hulle moes agter die priesters gegaan het, hulle moes gestop het, hulle moes klippe opgetel het, Here, sodat daar 'n herinnering is. En ons wil onsself hier by Westville gemeente vanoggend by hierdie fees herinner dat U 'n God van genade is. Ook in ons persoonlike lewe, ook wat die toekoms betref, dat ons identiteit op 'n Palmsondag in Jesus Christus is. Hy wat met die eenvoudige pakdier, 'n esel, Jerusalem ingery het. En Here, dat ons Hosannas, 'n Hosanna sal wees wat sal echo oral hier in Durban waar ons leef. Dat ons nooit deel van die koor sal wees van kruisiging nie. Dankie Here vir U genade, ons eer U. In die heilige naam van Jesus Christus. Amen.
Dis een getuienis wat Westville beroemd is voor, is dat die koor vir 50 jaar al so 'n belangrike rol deel van die gemeente speel. So baie dankie koor vir julle voorbereiding, vrolie met die voorvat daar. Ons gaan dan na die nagmaalstafel begin beweeg en tot voorbereiding om die elemente of die sakramente gebruik, gaan ons vir Marna en die kruisstasie 'n geleentheid gee waar jy jou hart kan voorberei. Goeiemôre almal. Ons staan vandag stil by stasie 8. Jesus beloof die ewigheid aan 'n moordenaar. In die verhaal lees ons hoe Jesus gekruisig word. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad. So lief het God ons gehad, dat hy sy seun gestuur het. Maar binne in hierdie liefde en genade sien ons 'n klein verhaal afspeel van verdere liefde en genade. Weerskinte van Jesus word 2 mense gekruisig, 2 moordenaars. Die een het opgegee, hy spot saam. Hoekom nie? Daar's niks vir hom oor nie. Die ander een kyk en hy sien vir Jesus. En hy sê, dink aan my, Here, wanneer U in U koninkryk kom. En Jesus sê vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ons vier 50 jaar hierdie naweek en hierdie maand. As dit nie vir God se liefde was nie, het ons nie gesit en geweet, daar is vir ons 'n toekoms saam met Jesus nie. En as dit nie vir die genade was wat ons gedra deur uitdagings, deur vreugdes, deur struikelblokke nie, was ons ook nie vandag hier nie. Kan U saam met my sê asseblief, ons aanbid U, Here Jesus, aan U kom toe die eer, deur U kruisdood is die wêreld van sonde gered. Dankie dat U ook vir my gesterf het. Die skriflesing kom uit Lukas 23. Een van die misdadigers wat daar gehang het, het hom gelaster deur te sê, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, dink aan my, wanneer U in U koninkryk kom. Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Jesus Christus, help my om nooit op te hou om na U te soek nie. Sê saam met my asseblief, Jesus Christus, help my om U voorbeeld te volg. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, dit is vir ons 'n geweldige voorreg om hierdie besondere geleentheid vanmôre te kon ervaar, te kan beleef, en daarom is dit ook vir my nou 'n baie groot voorreg om elkeen van julle van harte uit te nooi tot deelname aan hierdie heilige sakrament wat die Here Jesus Christus vir ons ingestel het. Ek gaan eers vir julle net 'n kort skriflesingkie lees
wat uit 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26 opgeteken is. En ek gaan hom lees uit die nuwe vertaling, die 2020 vertaling. En dit is Paulus wat in herinnering roep wat hierdie magtige gebeurtenis is wat professor Barry nou in sy prediking vanmôre uitgebeeld het, wat Maren vir ons nou ook met hierdie moment aangedui het, en dat ons vandag dan hierdie geleentheid ook vier as Palmsondag, en ons weet dat hierdie volgende week is 'n baie heilige week met sekere aktiwiteite wat vanmôre dan ook tot en met die Pasen, Goeie Vrydag gaan duur. Maar volg saam met my uit die woord van die Here, omdat dit vir ons ook 'n aanduiding gaan wees van die formaat van ons nagmaalsbediening vanoggend. Paulus skrywe: Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy verraai is, brood geneem. En nadat hy die seëngebed uitgespreek het, let net op die bewoording seëngebed uitgespreek het hy dit gebreek en gesê: Dit is my liggaam ter wille van julle. Doen dit om my in herinnering te bring. So ook met die beker na die ete met die woorde: Hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed. Doen dit so dikwels as wat julle daaruit drink, om my in herinnering te bring. Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Kom ons sit net so en dan begin ons volgens hierdie prosedure wat Paulus vir ons uitgebeeld het, begin ons met 'n seëngebed. Sit net so, dan maak ons oë toe. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, wat 'n aangrypende voorreg is dit nie vir ons om vanmôre in U naam teenwoordig te wees nie. En U vir ons die heilige belofte ook gegee dat waar slegs 2 of 3 in U naam saamkom, daar is U. En dat ons U teenwoordigheid besonderlik ook vandag en veral nou by ons aansit aan U tafel kan gedenk. En daarom is ons bede ook, Here, dat ons ook as lidmate elkeen sal besef dat ons nie net aan die uiterlike tekens van hierdie brood en wyn en druiwesap vanmôre gaan vashou nie. Maar dat ons hart en ons hoof en ons ganse wese ophef tot U, ons Vader, met U Seun Jesus aan die regterhand, die groot Parakletos, die advokaat wat vir ons intree en wat ons naam ook in U teenwoordigheid kom noem. Wil ons dan ryklik seën by hierdie geleentheid vanoggend as ons nou ook die tekens van die nagmaal met mekaar gaan deel. Dit in die naam van ons Here Jesus. Amen. Geliefdes, ek wil net seker maak of daar aan die tafel by die brood ook so 'n kruisie is. Nee, dit maak nie saak nie. Ek wil dan sê dat die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. En daarom wil ek vra dat ons nou, waar julle aan die tafel is, die brood sal omstuur en elkeen 'n stukkie brood sal neem en dit by jou hou totdat ek die brood ingestel het as sakrament en dan eet ons dit almal saam. Geliefdes, neem hierdie stukkie brood, eet dit, dink daaraan
en glo ook dat ons Here Jesus sy liggaam gebreek het, luister, tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Ons het 'n oombliekie van wyding, terwyl ons hierdie brood dan ook neem. Geliefdes, die beker van danksegging is die nuwe verbond wat wys op die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem elkeen 'n kelkie en deel met die tafelgenote. Neem, drink, dink daaraan en glo dat hy sy bloed vergiet het tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Geliefdes, ons sluit hierdie geleentheid af met 'n lofverheffing. En weer in aansluiting by wat die apostel Paulus gesê het, en ons sê vir mekaar, nadat die Here ons nou aan sy tafel gevoed het, bring ons in herinnering dat hierdie sakrament vir ons ook 'n toekomsverwagting verkondig. En wat ek nou met u gaan deel, is 'n aangrypende waarheid. En moet ons dit aan ons harte kom vasknoop. Want Paulus se beskrywing is, want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. En as ons in herinnering bring hoeveel nagmale daar was al in u lewe, my lewe, en hoeveel daar in die toekoms sal wees. Professor Barry het gesê, ons sal dalk vir die volgende 50 jaar nie meer hier wees nie. Maar miskien sal die kerk ook nie meer hier wees nie. Miskien sou ons Here Jesus dan al gekom het. Maar tot dan, eet en drink ons hierdie wyn as herinnering aan sy koms. En daarop wil ek graag die woord sê, Amen. En wens ek vir elkeen van julle die wonderlike genade van die Here toe, as ons sê, die geloof en die heerlikheid en die majesteit kom God toe. Amen. Liewe broers en susters, nadat jy die voorreg gehad het om die sakrament te gebruik, wil ek jou aandag vir 'n oomblik vra om jou oë te draai, my links, jou regs, teen die hoeksteen, nie hoeksteen nie, 'n gedenksteen teen die muur. Barry het vanoggend die skrifgedeelte gekies waar die Israeliete die 12 klippe op mekaar gepak het. En dan was die woorde van die Here gewees, sodat dit kan dien as 'n teken onder julle. Nie 'n monument van dit wat was nie, maar 'n herinnering van dit wat God gedoen het. En dan is die kragtige gedeelte daarna, wanneer julle kinders julle vra. Ek en jy kry vanoggend 'n opdrag, nadat ons fees gevier het, om hierdie 50 jaar van genadegawe as 'n getuienis te gebruik. 'n Getuienis van jou eie lewe, maar ook binne die gemeente se lewe. Kyk wat het die Here gedoen. En mag dit ons dan met hoop vul vir wat die Here nog gaan doen. As slotlied gaan ons dan nou staan en saam sing Ons Vader wat in die hemel woon.
Dis my voorreg om vanoggend op ons 50ste feesviering ons uit te stuur met die seën van die Here. En nadat ons die seën nadat ek die seën uitgespreek het, gaan ons 'n seënsmeekgebed saam sing. Ons het hom nou 'n paar keer geoefen die afgelope ruk. Laat Heer u seën oor ons daal. As 'n pleitgebed teenoor die Here vir die jare wat kom. En dan gaan ons vra vir jou om jou dankoffer of jou kollekte nie in die huis te neem nie, maar ons gaan dit by die deur opneem. Mag die liefde van ons Here Jesus ons na hom toe trek. Mag die krag van die Here Jesus ons sterk maak vir sy diens. Mag die vrede van die Here Jesus ons vervul. En mag die seën van die almagtige God, Skepper, Seun en Heilige Gees tussen ons wees, vir nou en vir altyd. Amen.